Geliefde, jy sal weet, Christendom is 'n geskenk van God. Ons verdien dit nie, ons kan dit nie met ons eie prestasies verwerf nie, op geen manier nie. Dis alles 'n genadegeskenk waarvoor Jesus Christus met sy eie bloed aan die kruis betaal het. En ons ontvang hierdie geskenk deur te glo. Te glo in Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Natuurlik, hierdie geloof is nie net om te weet van Jesus nie, maar om jou vertroue op hom alleen en op sy meriete en sy verdienste te stel. Maar weet jy, ook hierdie geloof op sigself is 'n gawe van God. Dis 'n geskenk wat ek en jy ontvang. Efesiërs 2 stel dit so duidelik. Paulus skryf, want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Nou Paulus skryf ook oor hierdie heerlike verlossing aan die Christene in Filippi. Hulle is ook mense wat hierdie geskenk van geloof ontvang het. Ek lees daaruit hoofstuk 1 van vers 27. Nog net dit, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees vasstaan en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Vir hulle, dis nou hierdie teenstanders wat die Christene moeilikheid gegee het, vir hulle is dit 'n teken van ondergang. Maar vir julle, vir die Christene, is dit 'n teken van verlossing. En dit kom van God. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, swaar te kry. Paulus moedig die Christene in Filippi aan om waardig in ooreenstemming met hulle Christendom te leef. Dit beteken prakties, hulle leefstyl moet wys dat hulle waardige ontvangers van hierdie genade geskenk is. Kom ek probeer 'n voorbeeld noem, sê nou maar 'n man koop vir sy seun sy 21ste verjaarsdag vir hom 'n splinter nuwe motor. Dan sou hy vir die seun kon sê, ou boet, wys nou dat jy hierdie geskenk waardig is. Benut dit, gebruik dit, geniet dit met verantwoordelikheid en dankbaarheid. Moet tog nou nie my naam in die skande bring deur roekeloos rond te jaag of onverskillig te bestuur nie. En net so kom die opdrag na ons. Leef jou Christendom so uit, dat jou gedrag eer aan God sal bring. Net soos sy seun wat reg leef, eer aan sy pa bring wat hom groot gemaak het. So moet ons lewens eer aan God bring, wat vir ons hierdie groot genade geskenk in Jesus gegee het. Inderdaad, dis 'n gawe, 'n persent, om in Jesus te kan glo. Nou, daarmee stem almal seker saam. Maar het jy mooi geluister na wat ons gelees het? Paulus sê, dis ook 'n gawe, 'n geskenk, om vir Jesus
te ly, swaar te kry. Ja, jy het reg gehoor. Dis 'n geskenk, 'n gawe van God. Dis 'n voorreg om vir Jesus ter wille van hom swaar te kry, beledig te word en selfs seergemaak te word. Ja, dit sou ook kon gebeur dat jy doodgemaak word ter wille van jou geloof in Jesus. Nou kom ons wees baie eerlik met mekaar. Vir ons en ons omstandighede klink dit bietjie vreemd en selfs verregaande. Maar dis die Bybelse lering. Geloof in Jesus en lyding vir Jesus is eintlik onlosmaaklik aan mekaar verbind. Ons het onlangs gekyk na die heerlike voorreg wat God ons gee om sy eie kinders te wees. Onthou, ons het gesê, God vergewe sondaars, maar dit stop nie net daar nie. Hy maak hierdie verloste sondaars dan sy eie kinders, sy erfgename. Kom ons luister net weer vinnig na daardie stelling in Romeine 8 vers 17. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Mits ons inderdaad saam met hom, dis nou saam met Jesus, ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Let op die mits. Indien, dis 'n voorwaarde. Ja, ware Christenskap word gekoppel aan lyding. Nou, hoe werk dit? Moet ek lyding gaan soek? Moet ek nou op die straat gaan staan en uitroep, slaan my, spoeg my of vloek my? Nee, natuurlik nie. Maar weer eens, hoe werk dit dan? Want dit lyk hier uit Romeine 8 vers 17, asof lyding vir Jesus 'n integrale bestanddeel van egte Christenskap is. Asof lyding eintlik 'n voorwaarde en 'n bewys is van ware kindskap van God en van die feit dat ek as sy ware kind 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Christus is. Nou, hoe moet ek en jy dit verstaan? Dit is eintlik nie so ingewikkeld nie. Dit gaan eintlik maar net oor een saak, naamlik oor getrouheid aan Jesus. Getrouheid aan Jesus bring noodwendig lyding mee. Ek wil dit tog herhaal. Getrouheid aan Jesus bring noodwendig lyding mee. Met ander woorde, as jy gehoorsaam en lojaal aan Jesus gaan bly, gaan jy baie beslis lyding en swaar kry, ervaar. In ons konteks gaan jy miskien nou nie doodgemaak word nie, heel waarskynlik nie, maar jy gaan wel beledig en bespot word, uitgestoot word. Jy gaan heel moontlik vriende verloor en selfs ook finansiëel skade ly. Kom ons raak nou sommer brutaal, prakties en konkreet. As jy nie saam met die manne wil dronk word nie, sal jy uitgestoot en gespot word. Natuurlik, hulle sal nou nie die woord dronk gebruik nie, hulle sal net sê, jy wil nie saam met ons kuier nie. As jy nie wil toegee aan seksuele versoekings nie, gaan jy dalk jou kerel of meisie verloor en eensaamheid moet verduur. As jy nie wil meedoen aan omkopery of oneerlike agteraf besigheidspraktyke nie, gaan jy dalk kontrakte en besigheid verloor.
As jy gaan opstaan teen die LGBTQ agenda, dan gaan jy van liefdeloosheid en onverdraagsaamheid beskuldig word. As jy openlik van Jesus getuig en die verkeerde dade in die samelewing, in jou vriendekring, maar ook binne die kerk gaan aanspreek, gaan jy van hoogmoed en dwepery verdink word. Ja, lyding vir Jesus is 'n konkrete alledaagse werklikheid vir elkeen wat aan Jesus behoort. Ja, elkeen. Paulus skryf hier oor aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 10 tot 12. Luister net wat sê hy. Hy sê vir Timoteus: Jy het my egter nou geset nagevolg in leer, dis nou in dogma, lering, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. Maar dan noem hy ook in vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Watter vervolgings ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. En dan maak Paulus hierdie geweldige uitspraak. Almal wat Godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Jy sal lyding ervaar. Trouwens, ek dink mens sou kon sê, as jou Christenskap en getrouheid aan Jesus, jou navolgingskap van Jesus, nog nooit vir jou moeilikheid gebring het nie, moet jy ernstig gaan ondersoek instel en gaan nadink of jy Jesus werklik getrou en gehoorsaam volg. Jy sien, Jesus is ons oudste broer. Hy moes lyding verduur, want die wêreld het hom gehaat. So, as ek en jy soos hy leef binne in hierdie wêreld, sal die wêreld ons ook beslis haat. Dit kan eintlik net nie anders wees nie. Maar onthou net nooit weer wat Paulus hier sê, om in hierdie wêreld vir Jesus te ly, is 'n gawe van God. Dis iets wat vir ons gegee word. Dis 'n voorreg wat God ons gee. Dis 'n eer om waardig geag te word om vir Jesus te ly. Dis daarom nie iets wat ons moet skaam, depressief of kwaad maak nie. Nee, hoe snaaks dit ook al mag klink, ons moet bly wees daaroor, as ons die voorreg gegee word om vir Jesus te ly. Al maak dit ons natuurlik seer. Paulus self, wat hierdie brief skryf, het ook intense lyding op baie maniere ervaar. Ons weet, hy skryf juis hierdie brief aan die Filippense vanuit die tronk. Maar dit is opmerklik, gaan lees maar hierdie brief aan die Filippense. Hierdie brief is vol van die tema van blydskap. Blydskap in alle omstandighede. Blydskap ten spyte van teenstanders en moeilikheid. Want dis 'n blydskap in die Here Jesus. Dis 'n vreugde, juis ook, om vir hom wat vir my so liefhet, te ly, wanneer ek getrou bly aan sy naam. Ons lees ook van hierdie blydskap oor lyding in die boek van Handelinge, daar in Handelinge hoofstuk 5. Dis nou waar die apostels voor die Joodse raad, die Sanhedrin, gebring word, en hulle is onder andere daar geslaan en gedreig. En luister bietjie, wat skryf Lukas. En nadat hulle die apostels ontbied het,
het hulle laat gesel, né? Dit is nou geslaan. Hulle beveel om nie in die naam van Jesus te praat nie, en hulle vrygelaat. Daarna het hulle van die Sanhedrin weggegaan. En luister, bly dat hulle waardig bevind is om ter wille van sy naam, dis nou die naam van Jesus, skandelik behandel te word. In hierdie geleesde gedeelte in Filippense gee Paulus ook 'n rede hoekom dit ons moet juis bly maak wanneer ons swaar kry onder die teenstanders, wanneer ons vir Jesus moet ly. Daar in vers 28, hy sê vir hulle, dis nou vir die teenstanders, is hierdie lyding wat ons moet verduur 'n teken van ondergang. Maar vir julle, vir die kinders van God, is dit 'n teken van verlossing. En dit kom van God. So, wanneer ons ly vir die Here Jesus, is dit 'n bevestiging van ons Christendom, 'n bevestiging wat van God afkom. Kom ons vat dit net vinnig saam. Moenie lyding soek nie. Nee, wees maar net altyd en oral getrou aan Jesus, jou verlosser. Moenie skaam wees om op te staan vir die waarheid nie. Weerstaan versoekings. Getuig vir die Here Jesus. Dan gaan jy beslis lyding ervaar. Maar onthou, hierdie lyding is juis 'n gawe van God. Dis 'n teken van jou verlossing. Ja, half sinies sou mens kon sê, dis 'n gawe van God, maar niemand wil dit juis hê nie. Want ons Christendom het ongelukkig so ontsettend flou geword, oppervlakkig en gemaksigtig. Egte, Nuwe Testamentiese Christendom, lojaliteit aan Jesus, het altyd lyding tot gevolg. Mag hierdie waarheid jou juis aanspoor en bemoedig in tye van lyding. Bly getrou aan Jesus. Amen.